Ons is weer terug na 'n lang afwesigheid en 'n lang breek. Ons episode 3 vandag. Episode 1 het ons lekker gesels met mevrou Carol Marolli, episode 2 met meneer Thomas Matthee. Maar ek het mos gesê ek gaan een van my skoolmaatjies bring na die stel toe. Iemand wat daar was toe ek op laerskool was, hoërskool toe, wat regtig die storie agter die storie ken. En wie se ouers die deur oopgemaak en gesê het, welkom geduld. Maar sy gaan vandag kom deel, ek hoop nie sy deel van die ander gedeelte van die ander sake wat op skool gebeur het, maar sy is vandag hier reël en sy is in die ateljee saam met ons. Daniel Martinus, nie meer Martinus nie, ek was nou nog van Martinus, maar jy het mos nou ander mooier van. Wat is die mooi van? Geduld, dankie dat ek hier kan wees. Ek is nou 'n Michiel, hoor. Michiel. Nou nie Bon en Bredie, maar ek is nou 'n Michiel. Sy is nou mevrou Michiel. Daniel, welkom op die stel en vertel ons 'n bietjie meer eers van jouself voor ons regtig in die storie gaan. Hoekom jy vandag saam met ons hier sit? Van my geduld, ja. Ek is maar plat meisietjie. Ek sê meisietjie, nie vrou nie, meisietjie, plat. Getroud met 'n 17-jarige seun. Ek hou skool by Laerskool van Wyksvlei. En ek geniet die lewe. Dis maar ek, plain simpel. Yes, Geniet die that's lewe. me. En dit was altyd jou droom om onderwyser te word. Nee. Wat was jou droom? Ek wou glad nie onderwyser word. Ek het alles behalwe alles in my wou nie onderwyser word. My pa was, my broer was daar. Ek wou nie. Ek het aanvanklik sekretarieel gaan swat, maar ek wou graag in die biologie gaan. Dan het nou nie vir my gewerk soos wat ek wou nie. Dit het gewerk soos wat die Here dit beplan het. Maar ja, Mense toe kan raak ek onderwyser. Mense kan nie weghardloop wat in die familie is nie, of wat daar was nie. Jou pa was 'n goeie onderwyser, later het jou broer gegaan onderwys gaan studeer. Op die einde van die dag moes dit terugval op jou ook. Ja, ek dink die Here het mos 'n sense of humor, so ek dink hy werk soos wat jy nie dink hy sal werk nie. En ek het gaan sonnaarskool hou en op die einde van die dag het ek besef, maar dis eintlik my passie, dis my roeping en dit is waar ek toe nou maar besluit het om te gaan studeer. Onderwys gestudeer. Ja, jy sien kans vir die stres van die kinders van vandag. Was 'n baie ander tipe kinders wat ons op skool was. Met watter tipe kinders vandag se tyd deel jy mee op skool? Geduld, ek dink ek is miskien in 'n gelukkiger posisie, sal ek sê, omdat ek 'n bietjie ouer was toe ek begin studeer het en omdat ek al toe reeds my eie seun gehad het. So dit het gemaak dat ek 'n bietjie beter die kinders verstaan. Dit is uitdagend, dit bly uitdagend, maar soos ek vroeër gesê het, jy sit met kinders wat uit verskillende omstandighede kom en om te neig en te dreig op 'n kind wat jy nie weet waar vandaan af kom nie, ek moet 'n hart hê. So dissipline speel 'n rol, maar ek dink jy as onderwyser het 'n invloed. Jy moet self kan besluit, hoe bestuur ek my klaskamer? Wat wil ek hê? Hoe wil ek hê hulle moet optree? Wat kweek ek in hulle? Of watter saadjie gaan ek ultimately saai sodat hulle talent of hulle potential kan bereik? So soms kos dit 'n bietjie hard praat en die juffrou kan glo my, elke juffrou het mos sy juffrou stem. So ek kan hard praat, maar dit het regtig te doen met die kind. Jy moet hy kind op sy vlak moet jy ontmoet. En dit is nie altyd maklik nie. Verskillende kinders. En ek dink soos juffrou Morelli vroeër ook gepraat het en ek dink nie ek wil uitbrei nie. Sy het genoeg gesê oor hoe ons se kinders is. Van laerskool en hoërskool is min of meer maar dieselfde. Die uitdagings wat die kinders het, maak dat hulle maar bietjie different optree, bietjie hard is. En dis waar die dissipline 'n probleem vir uitdaging is. Ja, jy noem 'n baie belangrike ding, die kom vandaan en die kind se omstandighede verstaan. Nou gaan ek jou terugvat na ons laerskooljare toe. Jy op laerskool ontmoet ons mekaar, ons is saam op Newton Primêr gewees. Ek was in die padpatrol, ek dink jy was 'n prefek gewees daai tyd. Maar hier ontmoet jy hierdie ou oom. Want ek was die oudste. Ek wil dit graag weet, hoe was jou ervaring? Of hoe het jy gesien hierdie seun wat staan met hierdie agterstand? Jy het geweet my agterstand, ons gaan nou later praat oor die hoërskooljare en hoe moeilik dit was en wat 'n mens soms moet afgekyk het, hoe lyk dit daar by jou, laat ons nie sommetjies reg kry. Maar op laerskool, kom ons vat ons gou deur ons laerskooljare. Hierdie groot seun, dink is graad 5, graad 6, graad 7, waar jy gewoon moet het op skool, man. Ek wil net gou in hy journey intap, dat ons gou daar ingaan. Ek dink graad 5, 6 was ons nie so baie close. Yes. Ons het basies by graad 7 het ons eintlik bietjie nader aan mekaar beweeg. Maar ek dink ek het noodwendig vir jou gesien as ouer of groter nie. Iets wat ek geleer het by my ouers was, jy sien mense vir wie hulle is en nie vir wat hulle is nie.
So het dit nooit gegaan oor jy's ouer of groter nie. Wat ek wel kan onthou is dat hy krulletjie hare gehad wat so plat gedel was. Dit kan ek onthou van graad 7, maar daar was nooit iets wat ek het nooit veel anders gesien nie, sal ek sê, nee. Dit was my skoolmaatjie. Dit was nooit anders nie. Ja, En hy was so belangrik en 'n mens kon ingetap het van jy kon gepraat het, en ek wil nou praat oor in graad 7 jou volwassenheid in terme van hoe jy geluister het na ander leerders. Ek bedoel jy was die ene wat baie na toe kan gegaan het en geluister het. As jy kyk dat daar was verskillende klieks op skool. Maar jy het meer gekom na die een wat met empathy en ook met sympathie geluister het van. Ek dink daar was Wayne ook op die skool. Ons was die twee grootes en dan ons wyle vriend Terrence George. En ons kan baie stories daaroor praat, maar jy het op 'n vroeë ouderdom het jy daai volwassenheid gesien om die persoon voor jou te sien as dit is maar nog net iemand, terwyl ander gesien het nee, die ou is bietjie te oud. Soos ek sê, ek dink dit is hoe my ouers my groot gemaak het. My pa was baie geset op mense. Nie dat my ma nie is, my ma ook, en hy sal weet hoe my ma is. Maar my pa was baie geset op, jy los mense beter as wat jy vir hulle gevind het. So, van 'n klein ouderdom af, of van jongs af, moes ek nou al geleer het dat, soos ek gesê het, jy kyk nie mense vir wat hulle is, of waar hulle vandaan kom. Dit is oor die persoon van binne. En empathie en sympathie, dink ek, kom maar van my ouers, my grootouers. Ons was so groot gemaak, jy behandel mense met respek, en dis een van my grootste lesse wat ek vir my klaskinders ook vandag leer. Behandel mense met respek, behandel mense soos wat jy behandel wil word. En onthou, ek was 'n alleen dogter, ek het net 2 broers gehad, maar ek moes my maatjies maar by die skool maak, so iewers moes ek maar myself navigate, en as ek nou soos jy praat nou van Wayne en van Terrence, dit was altyd die kinders wat niemand wou meer mengie, nee? My ma sal altyd sê, ek vat die afvleerk mense. Ek weet nie wat sy aan bedoel nie, maar ek vind dit maar net vir my makliker om my te vereenselwig met mense wat eenkant is. Miskien omdat ek 'n alleen dogter was, miskien, om vir hulle ook wanted te laat voel. Almal in die lewe wil mos gesien word. So, ja, wat val sy nog in die boetjie? En is daai is vir my die belangrike ding wat ons gaan. Dis hoe jy gesê het van die klieks. Jou kliek was almal die afleertjies, soos jy dit nou sê. Dit was die vreemdes wat die ander na gekyk en sê, Daniel, hoe is jy bevriend met hulle en hoekom het jy belangstelling in 'n Terrence, in 'n Wayne, in 'n geduld? Dis amper soos die rejects wat daar was, maar jou belangstelling, en ek dink as jy gaan terugkyk hoe die Here ook nou journey gevat het tot waar hy nou is, was dit eintlik sy bedoeling daai tyd om te sê, ek gou die Here 'n proses vat, maar ek gaan vir jou bring waar jy met hierdie afleertjies moet werk. En dit was so belangrik dat, soos ons gaan kyk, ons Waynes en ons Terrence en daai, en vir ons om saam met iemand te praat wat jy gejudge het, kan ek het sê, was 'n wow gewees. Because jy het niemand gejudge nie. En ons het almal my manne wat nog in die broodlyn gestaan het. Ek dink dat ons altyd gevra, sit 'n bietjie ekstra jam. Ek het jam op die peanut butter is te dik, want as jy hulle brood gaan smeer, het ons al gesmaak, 'n bietjie die brood bietjie. Die dikker, wat het die hele kop gegaan wat ons gevra het, want vir ons was dit is baie het dit genoem, hulle eet soukes en survivors. Jy was daar. Maar dan vra ons weet, hey, Daniela gaan vandag brood smeer. Kykie maak ons klasse jam. Bietjie dikker. Ek dink dit was lekker geweest, want jy weet, jy voed iemand wil mos nou uit jou hand het 'n stukkie brood het, maar die storie agter daai is eintlik as ons het lekker gespeel het, ons het ook afval geëet. Ons het nooit, ek het my brood weggegee vir die peanut butter jam, en hy dik milkshake. Ek kan nou hy smaak hier proe, maar ek dink dit was lekker geweest, en dit geweet is jou klasmaatjies wat vir jou vra, so dit was nie, ek weet nie of hulle was uitgevang het of wat, even nie, maar ja, het was nice, het was lekker. Ek dink ons was nooit uitgevang, maar hy was die lekkerste geweest, want jy het geweet, ja, hulle gaan vandag brood smeer. En dat jy belang gestel om, nee, ons wat vandag 4 dae, want as hy boksie was, en hy printer, waar die printpapier in was, dan bring hulle hy boksie, kyk, ons het gewag vir die boksie, want ons geweet, nee, hy brood is solid, en ons brood is lekker dik, en dit was die belangstelling wat,
En ek dink jy baie besef dat jy verander iemand en jy maak iemand positief deur iets klein te doen. Dit hoef nie groot te gewees het nie, maar daai klein geste van dit was vir ons, dit was 'n wow, want jy was oophartig, jy gegee dis 'n kaasbroodjie, vir ons was kaas hemels, want jy het nie gehad nie, van jou kom vandaan was daar is hy, en die peanut butter en jam en daai milkshake, ons het hom sommer so 'n sak, ek weet jy hom in 'n sakkie gegooi, ons het nie water gevat, ons het sommer gesuig, want so lekker het was, vir ons was dit is 'n maaltyd op sy eie. Dan wil ek gou gaan, Daniel, as ons nou gaan na ons hoërskooljare toe. Kyk, jy was prefek op skool, jy was op laerskool, ons het my padpatrollie, weet jy wat betrokke by ons by die padpatrollie ook? Ons het my padpatrollie gestaan en hier gaan ons oor en ons eindig op by dieselfde hoërskool, Weltevrede Senior Sekondêr. En daai was die challenge in graad 8. Ek dink graad 8 was ons nie saam in een klasie. Graad 9 ook nie. Was ons nie saam, maar die probleem daar was gewees, ek het ons onder 19 rugby gespeel, man. Toe ek nog graad 8 en graad 9 kom, en dat die ouens gevra die klas, joh, jy's goed jong, maar ek het nog geweet my ID sê mos nou, ek is ouer. Nou wil ek kom by die graad 10 jare. Ons graad 10 jaar, graad 10 was ons begin saam klas skryf aan die vakke. Ek wil net op 'n dag toe weet, hoe het ek met hy vakke opgeëindig wat ons gehad het. Ek kan nog nie daai uitfigure nie. Maar ek weet ek het by julle huis het ek baie gekom, ons gaan nou by daai kom. Maar hoe het ek opgeëindig met hy vakke, wiskunde, biologie, natskei? Ek weet nie, het ek vir jou besluit. Yes, dis wat ek wil opkom. Iewers het ons gepraat, maar toe ek later kom, sê ek, joh, wat 'n vak is die? Maar ek dink dit het baie te doen met, sy het jouself gelimit en sy wou vakke gevat het wat jy gedink het maklik sou gewees het vir jou. En ek dink ek het hy raak gesien, miskien in hy oomblikie, dat ek vir jou gesê het, vat die vakke wat vir jou miskien die wêreld 'n bietjie breër gaan maak, of jou opsies 'n bietjie groter gaan maak. Miskien is dit die rede, maar ek het so vermoede, ek kan dit nou hier in my gees voel, ek het jou geforseer om dit te vat. Ja, man, ek het gedink later, joh, wat 'n vak is die, joh? Want julle was skerp gewees in wiskunde, julle was soos in skerp in natuur en skeikunde, biologie ook, en hier kom ek nou met die vakke, maar wat ook belangriker op die einde van die dag was, die omgewing, ek dink die keuse wat gemaak was, het die omgewing 'n mens beskerm, vir my het die omgewing beskerm. Want as ek gaan terugkyk, die manne wat in 'n ander rigting vakke gehad het, en as jy kyk waar hulle vandag is, besef jy eintlik, daai was eintlik God se manier om jou voor te berei. Daniel, en later begin julle nooi, ek later 'n huiskind by julle geword. Kyk, ek kon gaan eet het, wanneer ek honger is, ek kon enige tyd gaan. Hoe het jy daai transition, of hoe het jy by jou ma uitgekom te sê, maar hierdie klomp moet na ons huis toe kom, hy kan maar kom, want ek bedoel, ek het baie soontoe geloop. Geduld weer gaan ek dit terugbring na my ouers toe. My pa het voor hy gesterf het hy altyd matrikulante huis toe gebring om dat te studeer. So dit was nie iets uit my ouers het dit gedoen. My ma het byvoorbeeld altyd kinders wat swaar gekry het, gesukkel het, my ma ingevat. Jy kan onthou, ek weet nie of jy kan onthou vir Gertrude Moekie, soos sy gesê het, toe sy so beseer was, my ma het haar ingevat, ons 'n goeie vriend, jou broertjie, jou klein broertjie. Hoe sy naam weer? Ek klink so daar. Maar al die kinders het my ma ingevat, en so dit was nooit snaaks as daar mense by my in die huis en kom die yskas opmaak of so, so dit was nie snaaks. Het was meer gemaklik, onthou sy toe geraak, soos hy boeta. Yes. So dit is nie asof het, wag, is nou iemand vreemd, of wie's jy wat nou in ma se huis kom, en as ek nou dink aan hoe die liefde wat my ma het vir jou, en hoe sy altyd, is dit daar vir geduld, so dat het deel geraak van die gesin. Maar dit is, soos ek sê, dit is goed wat ek van my ouers af gekry het, definitief. En hy was so awesome, daar was hy 'n oordeel nie. Ek was verwelkom, ek kon instap, die halwe het my aanvaar soos ek is, dan jou ander broer, hy het my aanvaar soos ek is, en die familie, hulle het gevra, nou waar is geduld dan? En wanneer kom geduld nou slag oor, en dat ek gestap, en dit is in daai, en dit was nou vir 'n kind wat van nêrens afkom, en my omstandighede was van so 'n aard, jy weet hoe ek rondgetravel, by mense gebly, jy weet die storie wat ek met my auntie gebly het, want ek kon gepraat het, en jy kon geluister het, en vir my was dit so, wow, as 'n leier, maar wat geluister het met empatie, en te sê, nee, is fyn, jy sal alright wees, en ek bedoel, daar was soms rooi lyne onder die punte, jok. En ons allemaal, hier is die rooi lyne, hoe gaan ons dit maak? En dan,
En as op hoërskool kyk ons klik of ons vriendekring daai tyd gewees is. Jy het 'n Lamies gehad, jy het 'n Josie gehad en dat jy my gunsteling vriend gehad, Elroy John Williams of Vegeta. En dit was real man, daar was niemand het neergekyk. En ek dink op 'n later stadium het Lamies ook gekom om te sê geduld, ek het vir jou iets gebring om te eet van. Hulle het dit later by jou gesien as ek dit so kan stel. En ons het in die koor ook gesing. Hoe het ons daar beland? Geen benul, want ons het in die koor gesing, ons het laerskool in die koor gesing, hoërskool in die koor, maar matriek toe besluit ons, Het is te veel werk. ons het nie meer tyd vir die koor nie. En dan die tyd wat ek weet, jy was bewus toe ek in die 10 gaan bly het. En dit was iets, my het nooit geoordeel nie. Ek het uit 'n tent skool toe gaan, jy het my aanvaar soos ek is, die vriendekring het my aanvaar soos ek is, en vat gou vir my deur ons pauses man, van pauses, ek het nie gehad nie, maar daar was altyd 'n 1,5 Coke en daar was altyd lekkers. Waar kom die vandaan? Ek weet nie, van daar was net 'n ding wat ons pauses, dat ons het gesit in die muur, en daar was iets om te eet en iets om te drink. Die eet sal ek verstaan, my maat moes maar nou altyd kos ingepak, en jou broodjie was maar nou altyd daar gewees. Waar die koeldrink vandaan kom, kan ek weet nie, moet seker een van hulle wees. Ding Lamies met die mobile. Met die mobile, ja, maar pauses was lekker. Ek kan onthou, het was altyd daar by juffrou Williams in die muur gesit. Pauses sit en eet, en broodjies geruil natuurlijk. Maar hy was lekker tye, het was stout ook geweest, pauses. Kyk gemaak van die mense wat daar rondgestap het en so, maar het was lekker, het was onskuldige pret wat ons gehad het. En so ook tye soos die waar ons kan geshare het. Ja. En om terug te kom na die oordeel gedeelte toe, ek dink nie een van ons was ooit, ons het dit nooit gesien nie, so, het was nie vreemd nie. Sy het regtig die persoon net gesien vir wie die persoon is, en vir hy lag wat sy maar sê, so, het sy nog hy lag, hy gruwelike lag wat sy so het. Kijk, so sik, daar is wat pauses gebeur, want ons het pauses gesit en grappe maak, en ja, so die was lekker van pauses. En dit is wat vir my deesdae ontbreek van kinders wil, of word geforseer om op 'n jonger stadium groter te wees. En terwyl jy nou moet kind wees, want ons kon gelag het, grappe gemaak het in die klas, ek dink in die natskei klas kon jy altyd gevra het, jong, wat beteken A2 jong? Want jy daar gesit nou, ek dink jy en Jos Marine het agter gesit, ek weet nie ek en wie het voor gesit nie, maar as jy nie weet, dan moet jy nou so agteroor vra om te vra, jong, waar was dan A2? Of hoe maak sy, wat sy ding sy nou so stink, hy stinkboms, hoe maak ons daai? Daai was die lekkerte van, jy was kind, en die belangrikste is dat ons kon gedeel het, julle kon gedeel het, dis hoe 'n som gedoen word. Julle kon gedeel word, nee, dis hoe jy biologie moet doen. En jy weet by handskrif, ja, ek het die mooiste geskryf. Ne? Kan nie van die mense daai sê, ek het die mooiste op skool geskryf. Geduld, asseblief moet nie oneerlik wees. Ek het die lelikste handskrif tot vandag toe, alles sê, jy moet nie vir 'n dokter gaan studeer het nie, van, maar niemand kon met my boeke afkyk. Ek dink iemand eendag gesê, nee, jy kan maar langs daarop sit, daar is 'n manier hoe jy kan sien of wat hy skryf, want jy kan nie afgekyk het nie. En daai is die lekkerste, en wat so lekker was, ons wiskunde. En ons wiskunde was deur meneer Whittles aangebied daai tyd. En jy weet, Dr. Whittles, sy wiskunde was op 'n ander vlak. En ek het my altyd vir julle gevolg, ook ons gaan maar vir ekstra klasse, ons gaan maar na Mr. Whittles se huis toe, terwyl ek weet, jallie wat aangaan nie. Ja, Mr. Whittles is next level, hoor. Ek weet nie hoe ek het gemaak het, maar okay. Ek het ook maar deurgeskeer met wiskunde, as hy so verduidelik het, dan kyk, Mr. Whittles. Maar hy was lekker, Mr. Whittles hy was goed. Op 'n heel ander vlak, as wat ons aangewoond was, vir wie het ons voor hom gehad, Mr. Aanhuisen en Mr. Adonis was daar. So ja, Mr. Whittles was next level geweest. Mr. Whittles was so goed, dat hy amper die hele klas oortuig het om hoëgraad te vat. Ek weet nie, dit kan onthou nie. En ek het al die wat gesê, ag, so right. Ja, hy het. Ja, het julle almal oorreed, almal hoëgraad vat. Ek het self gesê, as jy manier. En toe sê sy daar, een kant, glad Elroy John Williams, hy toek hoëgraad. En ek dink is na June maand se eksamen, toe skakel die manne maar weer terug om te sê, nee, ons gaan maar weer vir jou kom join by standaardgraad. Dan Daniel, ons matriek was ons
hoofseun en hoofdogter. Ek dink niemand het gedink dat ek byvoorbeeld hoofseun sal word. Weet jy het geglo van ons kom nou al van graad 10 wat ons in die prefekte stelsel kom, het jy geglo, jy kan dit doen. En ek dink in graad 12 of graad 11 toe ons nou moet kies, toe daar ander ook probeer staan as hoofseun. Maar ons was toe gekies as hoofseun en hoofdogter en wat 'n oomblik was dit om te sê maar en later het hulle gesê is Vinkel en Koljander een of die ander van hulle vir jou gesê. Waar's geduld van ek was die steegie wat agterna gevolg het of ander kant om het hulle gesien as ons winkel toe gestap het jou my op Pick n Pay toe gesê, stap ek maar saam. Later het jy by jou oupa gebly en dan ons het maar saam gestap. Maar vir my was daai 'n wow oomblik. Ek was nie die slimste gewees nie. Maar hier was ek hoofseun op skool gewees. En jy was 'n A-kandidaat. Sure. Jy was 'n A-kandidaat en hier kom ek. Wat was ek? G of D? Jy was daar. Ek was daar gewees. En hulle het altyd so, hulle het opgeweeg met. En jy weet, daar was oomblikke wat hulle gesê het, daar is met die het gaan maak. Praat nou van my. Maar ek het geweet, ek het 'n backup. As ek gestruggle het. Jy het geweet, ek het gevra, kan ek gou kom leer? Kan ek gou iets by julle kry? En soms het ek nie verstaan wat hulle op die bord skryf, maar ek kon by jou boek van, jy het mooier geskryf. Geduld, ek dink is weer eens 'n geval van, en 'n mens besef dat as jy ouer raak, die Here bekwam jou. Hy roep nie noodwendig die wat bekwam is, hy bekwam jou. So in die geval van 'n hoofseun wees, jy was jou ondervoorsitter van die 4L, Yes. Het vat my nou terug na David toe, dat die Here het iets anders gesien. Dat is een van my gunsteling liedjies is, while others see a shepherd boy, God will see a king. En dit is die geval met jou gewees. Ja, ek het ook die teenkanting gehoor van nee, gaan nie. En ook gedeeltes van, jy gaan hoofseun raak net omdat jy met my bevriend is. En ek het hoofdogter geraak net omdat my pa daar skool gehou het. Sulke klein goedjies is goed as wat jy gehoor het, maar ek dink dit is goed dat ons sulke goed kon uitgeblok het, want het kon nogal 'n negatiewe effek gehad het, sou jy veel gestuur het aan dit. Maar weer eens was vir 'n rede. Die Here het altyd 'n doel vir hoekom hy sekere goeders doen. En dit moes maar nog gewees het Vinkel en Koljander, die een is soos die ander. En daai was so belangrik, want hulle het gesê, hulle is te so outomaties gaan hy die twee, want hulle kon dit hier by graad 11 toe hulle al begin so loer. So ja, gaat seker net daai twee wees van hulle twee bly so agter mekaar en so by mekaar, maar daai belangrike aspek is dat jy moet jou in lyn met die regte mense. En dit is wat ons vir ons mense daar buite wil sê, jou vriendekring vir die kinders, is belangrik dat jou vriendekring so wat protective is. Wat ek bedoel, jy was oor beskerming. Jy kan ook al gesê het, hy verhouding, hy ding gaan nie werk nie. En baie het die verstaan nie, en hulle gesê, hy hoor wat Daniel sê, maar die was 'n eye-opener, dat jy iemand het as 'n vriend, tot vandag toe wat vir jou kon gesê, geduld, die ding gaan nie werk nie. Ek dink jy weet van my ander verhouding met wat, daar naby hulle gebly het, en dat hulle dat het sy kwaad geraak. Jy roep daar nie by Daniel, as ek nee, as jy van my kom sien, dan kom jy maar tot die by Daniel, sy sê keer hier so. En daai is die belangrikste, maar die beskerm wat jy gebring het, om te sê, as 'n vriend, as ek nog steeds om jou te beskerm. As 'n vriend wil ek vir jou sê, nee, jy moet nie so maak nie, maak liewer so. En ek dink, dit is die guidance wat 'n mens nodig het, al is jy, ek is geneig om te sê dat die ouer jy moet, as jy ouer is, moet jy ook bereid wees om van die jonger af te leer. En daai is die belangrike aspek. Ja, ek is nou reminded aan die scripture wat sê, eyster slyp eyster, vriende vorm mekaar. Dit was maar altyd so gewees, dit was nooit, jy moet onthou, het was nie eensaidig, jy sê net jy wat van my af geleer het, of van my af van jou, was aan die kant ook om, ek het ook gesien, jy slyk het geduld, hy hou aan, hy hou dik, hy wil, vir my was dit ook 'n motivering, as ek ook daar gehad het, waar ek nie wou nie, of nie lus was om te leer, of enigiets nie, dan was dit ook nie, maar ek moet, as hy kan, dan kan ek ook mos, so dat op die oude vandag het ons mekaar gevorm, het was nooit net 'n eensaidige verhouding gewees, of net jy wat van my af gekry nie, dit was redig altyd albei kante om. En ek wil vir julle sê, die raad ek geskiedenis op hoëgraad gehad. En nou ek het geskiedenis hoëgraad gehad. Want ek dink ons was die enigste twee in die klas wat toe hoëgraad gehad, as ek reg is op in geskiedenis, want op einde van die dag het dit so maklik geraak. En ek dink jou pa het ook mos geskiedenis gegee.
En dis hoekom hy passie, jy het hy passie gehad vir geskiedenis en op die einde van die dag kon mense nee, geskiedenis moet ons maar op hoë graad vat, want is 'n lekker vak en die mense het in mekaar daag geniet. Daniel, dan vat ek jou terug gou, net so 'n bietjie vorentoe. As ek dit reg het, jy het saam met my Huguenot College toegestap. In die warme son, toe juffrou Lose gesê het, gaan na enige universiteit toe, gaan kyk wat jy wil studeer, en jy was bereid om saam met my in die warme son te loop, om vir my te gaan inskryf. Ek onthou nog, ek het gestap met so 'n papiertjie in my hand. Ek weet nie of dit nou ek dink is die aansoekstrokie wat 'n mens afskeer van jou aansoekvorm. Daai was dit mens nog 'n aansoekvorm. Yes. Ek kan nie onthou of dit R50 of R100 nie. Ek weet, ek het die twee goed het ek in my hand gehad. Ek het dit gedra. En ek kan onthou, Huguenot College se houtvloer. Daar was 'n vrou by 'n counter, weet ek. Dit was doodstil. Maar ek kan actually die stapie kan ek onthou. Ja, in die warme son, en dit was in die hartjie van somer in Wellington, en jy het die stap gevat, en ook belangrik die handskrif vir die aansoekvorm. Yes. Want ek dink, hulle sal seker tot vandag toe nog ontleed het, vir wat het ek aansoek gedoen. En dis die klein dinge wat saak maak. En ek dink, baie mag dit dalk nie sien nie, die klein rol wat 'n vriend in jou lewe speel, om te maak wie geduld vandag is. En ek kan sê, ek soos vir Kerel gesê het, sonder Daniel met Michiel, dat ek het nou so regstel, voor die man my vanaand in die pad kry, Daniel Michiel, sal daar nie Geduld-Veldsmann gewees het, die van jou rol was belangrik. God het jou gebruik op 'n regte tyd, en om 'n verskil in my lewe te maak, en ook vir my, deur jou ma, deur jou twee broers, ook vir my op die pad te hou, want baie kon gebeur het, ek kon ook gedrink het, ek kon ook begin rook het, maar julle rol was 'n baie belangrike rol. En tot vandag toe, Daniel, is ek dankbaar vir jou ma en vir jou twee broers vir wat hulle in my lewe belê het. Van die Here het gewied vir 'n spesifieke tyd, moet jy 'n spesifieke mens op my pad gesit het. En daarvoor sê ek vandag vir jou, baie dankie. Ek sal nooit ophou om dankie te sê nie, want jy het my ook maniere geleer. Julle daai dit in voor, jy moet reg praat, jy kan nie so aangaan nie, jy is daar in my hoof sien, kyk jou baadjie, jou koller en al die goetertjies. En dis goed wat 'n mens geleer het, en as by jou ma se huis gekom het, was jy met warmte ontvang. Ons matriek, so call it after party was daar, al het ons net buite gesit, en die mooiste van alles, dat jy het gegaan daar, en almal was welkom. En ek dink, dis hoekom die Here vir jou ook nou in onderwys gesit het, om met die afleertjies te werk, en te help. Van my kant af sê ek vir jou, baie dankie, en moet jy ophou doen wat jy doen nie. Mag die Here jou nog verder vat. So ek sê vir jou van Geduld-Veldsmann se kant af, baie, baie dankie. Ek wil nog nie sê, is 'n plesierie, want soos ek sê, dit was nie 'n taak wat vir my opgelê is, is net ek, né? Maar ek is bly dat ek wel, as jy het so sien, 'n verskil kon gemaak het. Ek dink dit is almal van ons se hoop en se bede dat jy wel 'n verskil in iemand se lewe kan maak. So ja, dan sal ek seker sê, dis 'n plesier. Dis 'n groot plesier. En so het ons lekker gesels met Daniel Michiel, 'n skoolmaatjie van my. Volgende week kom ons terug, en dan gaan ons lekker gesels met Noel Bastian, 'n man wat ook groot spore getrap het in Suid-Afrika, en ook in die Boland rugby gemeenskap. So, van ons kant af, soos baie dankie wat u gekyk het. Like, subscribe en sê hierdie boodskap. Dankie.